Goeiemôre en welkom by ons digitale diens. Wat gaan in ons gemeente aan op hierdie stadium? Wel, ons Paasnaweek is op hande en ons het 'n stil donderdag diens. Ons het 'n Bybelse ete na die diens. Ons het 'n goeie Vrydag diens. Hierdie jaar is dit 8:00 en 10:00. En dan het ons opstanding Sondag diens 6:30 op die strand eers. En dan 8:00 en 10:00 in die kerk. En miskien kan jy saam met ons hierdie jaar deur Paasnaweek stap en Jesus se lyding ook regtig ervaar. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U vir ons kom swaar kry het, sodat U vir ons kan verstaan en langs ons kan stap en hierdie moeilike pad van die lewe saam met ons kan deel. Dankie Jesus vir U genade. Amen. En wat is dit wat my moeg maak in die lewe? As ek mooi dink, is dit dinge waar ek eintlik nie beheer het nie. Soos siekte, verlange, onreg, geldprobleme, sulke dinge. En wat is dit wat my oorlaai? Hoekom praat die Bybel van oorlaai? Waarmee oorlaai ons onsself? Kom ek gaan lees vir die teks waar Jesus praat oor dit. Matteus 11 vers 25 tot 30. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys U Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader en ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Dit is 'n baie bekende, baie mooi gedeelte in die Bybel. Ons het mos daai lied ook daaroor, kom na my toe, wat jy baie goed ken. Maar dit is eintlik, hier's baie in, maar dit is eintlik toe ek dit in The Message vertaling in Engels gelees het, dat ek weer 'n bietjie hieroor begin dink het en dat die Here pad met my begin stap het oor hierdie. So kom ek lees dit vir jou in The Message vertaling. Are you tired, worn out, burnt out on religion? Come to me, get away with me, and you recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you learn to live freely and lightly. Wat sien ons? Ons sien dat geestelike leiers in Jesus se tyd het laste op mense gesit. As jy die Here wil dien, moet jy so maak en hiernatoe en soontoe. Ek hoor vandag dieselfde goed. Geestelike leiers wat sê, as jy die Here wil dien, dan moet jy so maak, of jy moet hierdie ding doen, of so. Ek wil nou nie op tone trap, so ek gaan nou nie reguit sê nie, maar ek is seker jy weet wat ek bedoel. Maar Jesus sê dat hierdie dinge, geestelike dinge, is vir slim en geleerde mense weggesteek. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Jesus probeer sê dat die geestelike leiers, wat dink hulle is so slim, iets mis. Hulle mis iets. Ek dink,
ons sit 'n swaar las op onsself. As ek goed sê soos, dis my eie skuld, ek verdien dit. Of miskien sê ek, dat as die Here vir my hierdie ding of daardie ding gee, dan sal ek my lewe reg kry en dan sal ek begin kerk toe gaan. Of ek sal dit of dat vir die Here doen. Ek dink Jesus probeer sê dat ons wil ons verhouding met God oorkompliseer. Ons wil goed doen, ons wil verdien. En wat hy vir ons probeer sê is, dis baie meer eenvoudig as dit. The Message vertaling gebruik die woorde burnt out on religion. Uitgebrand op godsdiens. Ek kry met mense te doen wat deur die kerk seer gemaak is. Ek is self al deur die kerk seer gemaak, ons almal seker al ietsiekie gehad. Maar religion, godsdiens, is iets wat baie deur, kom ek sê nie net nie, maar baie deur mense aan mekaar gesit word en gemaak word. En Jesus sê, dit gaan oor meer as dit. Wat probeer hy vir ons sê? Hy sê vir ons dat as ons na hom toe kom, dan gaan ons rus kry. Dan gaan die dinge wat ons so moeg maak, wegval. Hy sê vir ons dat ons moet leef soos hy leef. In liefde, in nederigheid en eenvoud. Hy sê vir ons, daar's nie 'n klomp voorwaardes. Hy sê vir ons, hy gaan ons nie moeg maak nie. Daar in die Message vertaling staan daar, walk with me and work with me, watch how I do it. Die woorde, I'll show you how to take a real rest. Dit is goeie woorde. Die Afrikaans is ook baie mooi. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed, want my juk is sag en my las is lig. Juk. Wat is 'n juk? 'n Juk is mos nou 'n swaar ding. Dis mos nou 'n ding wat jy op osse se skof sit en dan trek hulle mos nou die ploeg. Dis eintlik 'n ding wat nie bekend is aan ons nie. Ek meen, as ek kan dink hoeveel keer in my lewe het ek al 'n juk gesien, eintlik min. In museums, ek het al daar in Lesotho of Transkei of ergens, ek kan nie eens onthou waar nie, het ek gesien dat mense met beeste ploeg, het ek juk gesien, maar dit is eintlik net een bees. Maar in Jesus se tyd het hulle 'n juk op 2 beeste neergesit en dan het hulle so saamgeploeg. So 'n juk is 'n harde, swaar werk, sweet in die son, moeilike ding. Hoe kan Jesus sê dat 'n swaar, harde, moeilike ding is eintlik sag en lig? Wat probeer hy vir ons sê? Dis 'n paradoks. Die een kant is waar en die ander kant is waar. In Jesus se tyd het hulle 'n rabbiese lering, sy manier hoe hy die Bybel verstaan, sy teologie het hulle 'n juk genoem. So jy sal na 'n rabbi toe gaan en dan neem jy sy juk op jou, so jy leer van hom. En wat is Jesus se juk? Wat is Jesus se lering? Wat is Jesus se verstaan van die Bybel? Wat is Jesus se verstaan van God? Sagmoedig is die woorde wat ek daar lees. Nederig van hart is die woorde wat ek daar lees. Lig is die woorde wat ek daar lees. Sag. Wat sal godsdienst baie keer doen? Hard, moeilik, veroordelend. Ons moet in nederigheid God se pad stap. Hierso in die Message vertaling, ek het dit nou klaar gelees, ek wil dit weer lees. Walk with me and work with me, watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. En daai woorde, unforced rhythms of grace, het baie bekend geword in die wêreld. Eugene Peterson wat hierdie Message vertaling vertaal, is eintlik nie 'n vertaling, dit is eintlik meer 'n parafrasering of is eintlik meer 'n interpretasie van die oorspronklike teks. Maar die woorde, learn the unforced rhythms of grace. Dit is goeie woorde. Dit is goeie woorde.
Nou, hierdie juk van Jesus, wat hy van praat, wat sag en lig is nie die juk wat ons ken nie. Want die juk wat ons ken, plaas ons op onsself. Kom ek noem 'n voorbeeld. My obsessie met sukses, my obsessie met beheer, my obsessie met aanvaarding. Ek sit hierdie laste op myself, of perfectionisme, of vrees. Dis goed wat ons moeg maak, dis goed wat ons swaar laat dra, maar Jesus kom draai alles om. Jesus se juk is iets anders. Jesus se juk gaan nie oor ons ego en ons dinge nie. Jesus se juk gaan alles oor hom. Luister 'n bietjie hoe draai Jesus dit om in Matteus 5 vers 3. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Sien, Jesus draai alles om. Hy sê ons moet treur, ons moet sagmoedig wees, ons moet rein wees, ons moet mense help, ons moet vrede maak. Wat sê die wêreld? Die wêreld sê presies teenoorgestel. Die wêreld sê, moenie jou broosheid wys nie, moenie treur nie, moenie vir die mense wys jy is swak nie. Moenie sagmoedig wees, jy wees sterk. Moenie barmhartig wees, daai ou werkie vir wat hy kry nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Die juk van liefde versus die juk van ego of trots. Jesus se juk versus die wêreld se juk. Jesus se juk is 'n plek waar vertroue en behoort en God se pad die belangrike ding is. Jesus se juk is nie 'n las wat ons laat swaar loop nie. Jesus se juk is 'n juk wat ons laat lig loop. Maar, nou weer terug, 'n juk is 'n swaar, moeilike ding. Kyk mooi wat sê Jesus hierso. Jesus sê nie, hy vat die juk van ons af weg nie. Nee, hy sê, neem my juk op julle. So, daar is nog steeds iets daarin, dat dit 'n swaar, moeilike ding is, en dat ons met Jesus moet werk, en saam met hom moet loop, en kyk hoe hy dit doen. So, die lewe is swaar. Dis 'n harde pad. Dis ons juk. Ons ego is in die pad. Ons dink nie ons is goed genoeg nie. Ons dink ons moet vir onsself veg. Maar Jesus sê, ek kom langs jou in. Ek kom maak by jou in. Of miskien so. En hierdie juk wat jy so alleen dra, ek kom onder jou in. En ek dra hierdie juk saam met jou. Ek stap langs jou. Dis 'n pad van verhouding. Swaar kry is meestal 'n alleen ding. Ons dra ons juk alleen. Maar Jesus kom langs ons in. Hy kom dra ons juk saam met ons. Dit gaan oor verhouding. Ek wil terugkom by hierdie woorde, the unforced rhythms of grace. Ek hou baie van hierdie woorde. Unforced, dis iets wat nie op ons afgedwing word nie. Ek wil saam met Jesus loop. Jesus wil saam met my loop. Dis 'n positiewe keuse, dis nie iets wat op my afgedwing word nie. Ek is lief vir Jesus, hy is lief vir my. Rhythms of grace, ritmes van genade, ritmes van genade, ritmes van werk, rus, stilte, aksie. Is alles dinge uit God se hand uit. En dit is sagte goed.
My juk is sag en my las is lig, sê Jesus. In die Engels sê dit, praat dit van humility en gentleness. Nederigheid, sag of nederig, wys dit hierdie juk, die teenoorgestelde is van trots. Het gaan nie oor my nie, of ek wat goed moet regkry nie, of dat ek die blaam vir goed moet vat nie. Maar dit gaan oor Jesus en dit wat hy doen. Dit laat my dink aan Psalm 23, wat ons vry maak as die Here daar sê, ons herder, hy lei my op die regte paaie. Hoe weet ek wat is die regte paaie? Tot die eer van sy naam. Want as ek die pad loop tot die eer van my naam en trots kom in die pad, dan is dit 'n swaar ding, né? Maar as ek God se pad loop en dit gaan oor hom, dan raak die las lig. Kom ons raak prakties. Ons raak prakties, ek wil afsluit. Kom ons raak prakties. Ek wil 3 dinge voorstel. Hoe los ek al die laste wat ek op myself sit? Ek moet die idee dat ek in beheer is en dat ek moet bewys laat gaan. En ek moet aanvaar en brys dat Jesus saam met my stap en dat hy in beheer is en dat hy bewys dat hy vir my lief is. Nommer 2. Ek moet my afhanklikheid van God omhels en ek moet verstaan dat die lewe is 'n swaar juk om te dra. Maar dat God my die krag gee om dit te dra, want hy kom langs my in. Hy vat my om die lyf en hy sê, kom my geliefde kind, kom ek dra hierdie las saam met jou. Hy vat nie die las net so weg altyd nie. Die derde punt, vind jou rus in 'n verhouding met Jesus, saam met hom te loop. 'n Juk is nie 'n ding wat bedoel is om alleen gedra te word nie. 'n Juk is iets wat jy saam met iemand anders moet dra, en by God gaan dit oor verhouding. Alleen wees en stilte is 'n manier om Jesus se juk aan te trek. Want as ons dit kan regkry om die geraas van die wêreld stil te maak, jy moet presteer, jy moet so doen, jy moet dat doen, jy moet dit hê, jy moet dat hê, dan sal ons die ligheid van God hoor, dan sal ons hom leer ken, en dan gaan ons kan aanvoel, en dan gaan ons nie meer uitgebrand wees op die dinge van die wêreld, op dit wat godsdienst baie keer op ons kom sit nie, op dit wat ons self op ons sit nie. So Jesus sê vir ons, kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle, want my las is lig en my juk is sag. Amen.